12, ekskuus tot, vanaf vers 22. Lukas 12, vanaf vers 22. Die opskrif sê na die sorge van die lewe. En hy het aan sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Hy sê, die lewe is meer as die voedsel, en die liggaam as die klere. Lees weer die vers 23. Die lewe is meer as die voedsel, en die liggaam as die klere. Jou lewe is dit nie meer werd as die klere en die voedsel nie. Hy sê vir ons vers 24, kyk na die kraaie, want hulle samel nie, saai nie, en hulle maai nie. Hulle het geen voorraadkamer of skuur nie, en tog voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie? Amen. Baie mense dink, weet jy wat, my lewe beteken niks nie. My lewe is net leeg. Maar wanneer jou lewe leeg is, dan is jy nie by die Here nie. Maar jou lewe behoort aan God. Amen. Dit behoort nie aan 'n mens nie. Jou lewe wat jy het, is wat God jou en my gegee het. Amen. En ons moet dankbaar wees vanmôre daaroor. Dit wat God vir jou en my gegee het. Baie mense kwel hulle vanmôre, wat gaan ek eet? Wat gaan ek aantrek? Wat gaan ek drink? Weet as ek dink aan Elia, het die Here hom gesê, gaan na die spruitkrit toe. Ek het daar vir die kraaie bevel gegee, om vir jou te sorg. Aan die oggend vleis, en in die aand, en in die oggend vleis en brood, en in die aand vleis en brood. Hy het 2 keer op 'n dag geëet, in die oggend en in die aand, het die Here van voorsien. Dit was in die tydperk van droog, vir 3,5 jaar wat dit droogte was. Op die woord van die Here, het die Here dit gesê vir Elia. En as Elia gespreek het, was dit nie uit homself uit nie, maar dit wat God vir hom gegee het om te sê. Amen. En hy het dit gesê aan die volk. En die Here het vir hom gelei na Krit. En toe die spruit, daar was water gewees, het die spruit water uitgedrink. En baie mense kla in hierdie dae, maar ek het nie dit nie en ek het nie dat nie. God is die ene wat voorsien in jou behoeftes. Wat is die belangrikste in jou lewe wat jy moet hê? Is die Here in jou lewe. En as ek en jy die Here in ons lewens het, is God die voorsiener in jou behoeftes. Is God die ene wat vir jou voorsien in dit wat jy nodig het. Nie in jou en my gierigheid nie. Maar God voorsien in elkeen se behoefte. Soos hy vir jou alleen kan voorsien. Ons lees dit verder daar in vers 25. En wie onder julle kan deur hom te kwel, eet by sy lengte voeg. Vertel my vanmôre, wie van ons kan vanmôre by sy lengte voeg? Nee, ek kan nie. Dis onmoontlik vir jou en my om dit te kan doen. Wie van ons kan vanmôre een van ons hare swart of wit maak? Nie een van ons kan dit doen nie. Ek praat nie van daai mense wat hulle hare daai nie. Nie een van ons kan ons hare wit maak of swart maak of wat se kleur dit ook al mag wees nie. Dis buite jou en my vermoëns. Ja, maar ek daai my hare.
Ons praat nie van daai nie. Ons praat van dit wat jy Natuurlijk. kan doen, natuurlik. Jy kan dit nie doen natuurlik nie. Dis wat God kan doen vir jou en my. As ek en jy ons kwel oor die dinge wat tydelik is, wat minder belangrik is as die ewige lewe. Die ewige lewe is vir jou en my moet meer belangrik wees vir ons as die tydelike dinge. En wanneer ons by die Here inskuil, is hy daar om vir jou en my te voorsien. Amen. Hoeveel keer het God nie vir jou al voorsien? In tye van benoudheid, wat ek en jy sê, weet jy wat? God weet wat ek nodig het. Amen. God weet wat ek en jy nodig het. Nie waar? Ja. As jy in benoudheid verkeer, moenie worry nie. Jy moet watch wat God gaan doen. As die Engelsman sê, moenie worry nie, watch net. Ja. Kyk wat die Here gaan doen vir jou in jou lewe. Wanneer die mens bid en hy sê, Here, ek het dit nodig, dan verwag die mense dadelik. Daar's tye wat God vir jou dadelik gee. Daar's tye wat op 'n ander tyd wat vir God vir jou sal voorsien. Ja, dis waar. Want die mens dink as hy sy vingers klap, dan is God daar. Dan moet hy spring. Maar as die Here met jou en my praat, dan gooi ons hom 'n dowe. Is dit nie so nie? Ja. Dan moet ek en jy nie God 'n dowe gee nie. Want hy is die skepper van jou en my. Amen. Hy het jou en my die lewe gegee. En dit is wat ek en jy maak van hierdie lewe wat hy ons gegee het. Glory to God. Kom ons lees verder. Vers 26 lees ons weer. As julle dan selfs nie die geringste kan doen nie, waarom kwel julle oor die ander dinge? Kyk na die lelies van die hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. God het die lelies van die veld skoon gemaak. Wonderlik gemaak. En Salomo het in weelde gelewe. Hy het van die beste gehad. En hy was nie gekleed soos die lelies van die veld nie. Die lelies van die veld het God geskep. En wat hy gemaak het met hulle, is 'n volmaakte skepping wat hy gedoen het met die lelies. En God het jou en my geskep. Maar weet jy een ding vanmôre, is dat ek en jy baie keer van die pad afdwaal. En die verkeerde dinge doen. En dan wil ons die Here die skuld gee. Ek en jy kan God geen skuld gee vanmôre nie. As ek en jy die Here ons prioriteit maak, is hy daar om jou en my deur te dra. Is hy daar om vir jou en my te sorg. Al vra jy hom nie, weet God wat jy nodig het. En hy maak vir jou deure oop waar nie deure is nie. Hy voorsien vir jou in tye wat jy die minste verwag. Is dit nie so nie? Ja. Hy sorg vir jou en my as mens. Hy is die God wat hom bemoei met ons. Hy slaan ag op jou en my. Wanneer ek en jy die Here dien met ons hele hart, siel en wese, is hy daar om jou uit te red. Jy weet, as ek dink aan die 5000, sowel as die 4000 manne wat die Here gevoed het, was hulle daar gewees om te luister wat hy sê.
was begeerig om te luister. En die Here was bekommerd oor hulle. Hy wil hulle nie wegstuur, dat hulle moet besluit langs die pad. Maar wat maak hy? Hy sê vir sy disippels, hy kan nie die mense wegstuur nie, hulle gaan besluit langs die pad. Hy sê, maar Here, ons het niks nie, ons het nie geld nie. Ons het nie soveel geld om vir hierdie mense brood te koop nie. Die Here sê, wat het julle? Hy sê, Here, 2 visies en 5 brode. En toe hy daar die 5, hy sê, bring dit vir my. En hy dank. En hy vat en hy breek, begin aan die brood te breek. En hy begin die visies op te breek en te deel. Hy gee vir hulle. En sê, deel uit aan hulle. En daar het oorgebly. Is dit nie die God wat voorsien in jou lewe nie? Amen. In my lewe nie? Hy is die voorsiener in elkeen van ons wat vanmôre hierso sit. En elkeen wat sal luister. Is dat God die voorsiener is van jou en my behoeftes. In ons lewens. Hy het al voorsiening gemaak vir jou en my op die kruis van Golgotha, sodat ek en jy die ewige lewe kan beerwe. Mits ons hom die ere plek gee in ons lewens. As ons hom dien in gees en in waarheid, is hy daar en hy ontferm hom oor sy kinders. En hy gee vir jou na die rykdom van sy genade. Hy bestraal jou ten eerste met sy krag, sy liefde, sy genade. Die kos en die klere is 'n byfaktor. Dit sal hy vir jou voorsien ook. Maar wat die belangrikste is in jou lewe, in my lewe, is om God te stel, nommer 1 in ons lewens. Want die lewe is meer werd as die tydelike dinge. Baie mense, veral vrouens, nou kan ek nie vandag meer sê, hulle het 'n handkas vol rokke nie. Hulle het 'n handkas vol broeke. En broekpakke, wat ook hulle dit doen. Hulle sit in 'n oormate van dit. En dan kyk hulle so. Vir elke geleentheid is daar een of ander kledingstuk. En dan het hulle spesiale geleentheid, dan sê hulle, ek het niks om aan te trek. Jy lieg, man. Die man kan nie 'n soet hê. En hy kom elke dag aantrek. Daar is niks nie. Die vrouens is baie gesteld op elke keer 'n nuwe stel klere te kan kry. Wat sê die woord van die Here? Waarom weeg jy geld af wat nie voed? Jy koop in oorvloed. En aan die einde van die maand sê jy, of die tweede week van die maand sê ek het nie geld nie. Maar jy jou geld spandeer op onnodige dinge. Dan sê Here, voorsien vir my. Nie waar nie. Amen. Dis wat gebeur. Prys die Here. Moenie worry nie, mans is nie onskuldig. Mans is nie so skuldig. Nie waar nie. Amen. Jy kry baie mans en dit is soet vir elke geleentheid. Glory to God. Waar was ons gewees? Vers 27. 28. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is, en môre in 'n oond gegooi word, so bekleë, hoeveel meer vir julle klein gelowiges. Hoor wat sê hy, klein gelowiges. Ek en jy moet nie klein gelowig wees nie. Ons moet glo dat God vir ons kan voorsien in alles wat nodig is. Maar ek en jy as mens moet by hom inskuil. Amen. Ek wil vanmôre weer sê, selfs in mense se onbekeerde tye,
voorsien God ook. Amen. Yes, Vader. In die mense onbekeerde tye voorsien God ook vir jou en my. Het hy vir my ook gesorg. Waar ek 'n gedagte van 'n godsaligheid gehad het, maar God glad nie eens gedien het nie. Het God vir my voorsien. Hoeveel te meer sal God nie vir jou voorsien as jy hom dien nie, in gees en in waarheid. Toe ek onbekeerd was, gaan sit ek kaste in die kombuis. Ek ken God nie. Man, ek glo ek sal die lening kry, ek kry dit. Verstaan nie wat ek sê? Amen. God voorsien dit. Agterna besef wat, weet jy wat? God is goed. Amen. God voorsien. Dis toe ek tot bekering gekom het. Toe besef ek wat God doen. Die Here ontferm hom oor die mens. Ek en jy, wat vra die Here vir ons? Ek moet hom dien, in gees en in waarheid. Met my hart, hele hart, siel en wese. Wat sê vir ons in vers 29? Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie. Want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld, en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. God weet dat ek en jy nodig het. Die nasies soek al hierdie dinge. Wat is die eerste ding wat die mense altyd soek? Geld. Ek het nie geld nie. Hulle sit daar met 'n blik boeliebeef in die kas en sê hulle ek het nie kos nie. Ek het 'n stuk uitgedroogde brood daar in die kas. Ek het niks nie. Dan God vir die uitgedroogde brood wat jy het. Jy kan dit eet. Ek het nie tee of koffie. Daar's water. Jy kan water. Elia het water gedrink. Kom maar. Elia het water gedrink. Ek glo nie hulle tee en koffie gehad daai tyd nie. Ek weet nie. Ek het nie daai tyd gelewe nie. So ek sal nie weet nie. Amen. Maar hy het water gekry en hy het brood gehad. Waar die kraaie dit gekry het, weet ek nie, maar God het van 'n bevel gegee. Of hy die steaks gehad het, afgehaal het van die rykman se tafel en die brood gevat het uit die rykman se bord uit, weet ek nie. Maar dit is nie wat saak maak nie. God het vir die kraai gesê, jy sorg vir Elia. Amen. En as ek en jy God dien, sal God vir die kraaie sê, die een daar buitekant, wat goddeloos is, God sal van hom vat om vir jou te gee. Het jy dit geweet? Amen. So jou tannie het altyd gesê, feitlik, as jy niks gehad in die baas in die huis nie. Elke dag sê sy, Here, baie dankie vir die voorsiening. En die ander ou wat ook aan die straat bly, hy weet sy trek swaar, sy die kos nie. En hy gaan en hy gaan koop kos vir haar. En hy klop aan die deur en hy gee dit vir haar. En wat maak sy? Sy is opgewonde, sy prys die Here, sê Here, baie dankie vir hierdie voedsel. En hy sê, man, dis nie die Here wat vir jou gee nie, ek het dit vir jou gegee. Sy sê vir hom, man, weet jy wat? God het jou gebruik om vir my te voorsien. Amen. Dit kom van God af, nie van jou af nie. Die Here het in jou hart gespreek om vir my kos te gee. Dis waar. Dis die kraai. Daai goddelose is die kraai wat God gebruik ook om vir jou en my te sorg. Amen. Waarom sal jy kwel? Jy kan nie een el by jou lengte voeg nie.
Hy is die God wat voorsien. Hy is die God wat die sluise van die hemel oopmaak oor jou. Maar ek en jy moet hom net vertrou. Ons moet net sy naam groot maak. En sê, Here, baie dankie vir dit wat U vir my gee, so genadiglik. Glory to God. Amen. Dien ons nie 'n goeie God. Amen. God wat omgee. Hy ontferm hom oor jou en my. Hy is die ene wat vir jou voorsien in jou behoeftes. Moenie kwel wat jy môre gaan eet nie. Môre kwel oor homself. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Here, maak die sluise van die hemel oop, sodat ek en jy kan eet en bekleed kan word. Al het jy net 'n hemp en 'n broek om aan te trek, dank God daarvoor. Môre sal God vir jou voorsien vir iets anders. Hy sal vir jou bekleed. En jy sal verbaas staan oor wat God vir jou gee. Prys die Here. Kom ons gaan verder. Vers 30. Weet julle, want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Soek die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Dis nie, wat is die woordjie sal? Wat beteken dit? Dis 'n waarborg. As jy vir jou kind sê, ek sal dit vir jou gee, dan verwag daardie kind dit. Jou en my. Dis 'n belofte wat hy jou gee. Ek sal dit kry. God gee jou 'n waarborg. Ek sal dit vir jou gee. God is nie 'n man wat kan lieg nie. Ek en jy kan nog lieg, maar God is geen man dat hy kan lieg nie. In God is daar geen leuns nie, net waarheid. Amen. Hy is die voorsiener in elke behoefte. Halleluja. Soms wat ek en jy deur skadies van beproewinge gaan in die lewe. En dan dink ons, weet jy wat, die Here het my verlaat. Stel God in my belang. Hy stel belang in jou. Hy ontferm hom oor jou. Want die mens raak benoud. As ek dink aan Josef, toe in die gevangenis gesit het, onskuldiglik. Toe sê hy vir die skinker. Die skinker en die bakker het altyd drome gehad. Die een se droom was nie so rooskleurig geweest nie. Maar die skinker se was rooskleurig geweest. En toe die skinker vrygelaat word en weer aangestel word deur die koning. Maar die bakker sterwe. Toe sê Josef vir die skinker, dink aan my as jy by die koning is. Toe hy herstel word, toe vergeet hy van Josef. Hy los vir Josef uit. Hy vergeet van 'n man, van daardie man wat vir hom die droom uitgelê het. Deur God se genade. En tot Farao 'n droom gekry het. En niemand kon die droom uitgelê het nie. En toe val die skinker by en sê, daar is 'n man wat my droom uitgelê het. Sy naam is Josef. Josef moes deur skaduwees van beproewinge gegaan het. En toe die
die koning hoor van hierdie man, toe sê dat Josef kom na my toe. En hy vertel hom die droom en hy sê vir hom, dis een en dieselfde die drome wat hy gehad het. Van die vet in die maar koeie en die ander die vet in die maar are. Hy sê dis dieselfde betekenis. Die feit dat hy dit 2 keer gehad is 'n bevestiging, dit sal gebeur. Amen. En hy lê die droom uit. En die koning maak Josef tweede bevel van die land, vanuit die tronk uit. Tweede bevel in die land. Het God hom beproef, verklaar. Jy gaan soms deur beproewinge in die lewe. Amen. En dan word jy kwaad om jy beproef word. Is dit nie so nie? Dis waar. Mense raak kwaad as hulle beproef word. Dinge kom jou pad langs. En dan raak jy ongelukkig oor die saak. Sê God, stel nie in my belang nie. Maar Josef het vasgehou. Al was hy in die gevangenis, het hy vasgehou in die Here. Het hy bly glo in die Here. Man, sy broers het teen hom opgestaan. Sy broers het hom verwerp. Sy broers wil hom doodmaak. En hy word skoon verkoop aan die Ismaeliete en weggevoer na Egipte toe. Maar God het 'n plan gehad met hom. God maak voorsiening vir Jakob en sy geselskap. God maak voorsiening. Sy broers vertel 'n klomp leuns aan hulle vader. 'n Wilde dier het hom verskeer. Hier is die rokkie wat hy aangehad het. Smeer hulle bloed aan hom. Bedrieg hulle vader. Maar hulle het nie geweet. Daar gaan 'n dag kom wat hulle in Egipte gaan land. En Josef voor hom gaan neerbuig. Dis waar. God voorsien. Tot vir sy broers wat teen hom opgestaan het. Wat hom wou doodmaak. God voorsien vir hulle ook. Amen. Tot daardie dag, wanneer hy in Egipte is, en Josef sê, ek is julle broer, aan wie julle my verkoop het aan die Ismaeliete. Maar ek hou dit nie teen julle nie. Teen julle, ek het julle lief, want God het dit bewerkstellig, dat ek hier moes land, sodat daar lewe kan wees vir julle. Dis waar. Toe die Here Jesus verwerp was deur sy eie mense, het hy voorsiening gemaak vir jou en vir my aan die kruis, sodat daar versoening kan kom vir jou en my, sondes en ongeregtighede, sodat ek en jy kan lewe. En hiernamaals, al het ons gesterwe, die liggaam gesterwe, dat ek en jy vir ewig kan lewe. Amen. Maar as ek dit nie daardie lewe vat nie, gaan ek vir ewig verwyte en smarte hê. Vir ewig. En sê, het ek maar geluister. Het ek maar aggeslaan op God se woord. Het ek maar die Here die ereplek gegee in my lewe. God is die voorsiener vir jou en my. Ten eerste is dit ek en jy die Here moet dien. Met ons hele hart, siel en wese. Die ander is 'n bysaak. God voorsien vir julle. Amen. Glory to God. Kom ons lees verder. Moenie vrees nie, vers 32. Klein kindertjie. Want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.
Die Here het 'n welbehaag as ek en jy hom dien. In gees en in waarheid. Amen. Kom ek en jy dien God uit ons harte uit. Nie met oë, net met die oë gesienery nie. Maar dat ek en jy God dien uit die diepte van ons harte uit. In gees en in waarheid. Wat sê vir ons in die laaste vers 3? Nee, daar's 2 verse. Vers 33 sê, verkoop julle besittings en gee almoses. Maak vir julle beurse wat nie oud word nie. 'n Skat in die hemel wat onuitbluslik is, waar geen dief kom of mot verteer nie. Waar is ons moet ons prioriteite wees? By die Here wees. Skoon. Die Here moet jou en my prioriteit wees. Altyd deur. En sê, Here, U is die ene wat altyd voorsien. Amen. U is die ene wat U ontferm oor my. Here, ek wil U dien met my hele hart, siel en wese. Ek wil U naam groot maak. Here, ek wil U prys, ek wil U loof. Ek wil U aanbid. Ek wil U dien met my hele hart, siel en wese. Alles wat in my binneste is, dat ek God sal loof en prys en aanbid. Want ek en jy hoef ons nie te skaam om die Here te aanbid nie. Maar wanneer ek die afgode aanbid, dan moet ek skaam wees. Dan moet ek my kop in 'n erkvark gaan druk. Dan moet ek my skaam. Maar wanneer ek God dien, hoef ek nie skaam te wees nie. Want ek dien nie 'n dooie God nie. Ek dien 'n God van waarheid. 'n God van lewe. 'n God wat vir jou en my lewe gee en voorsien in jou behoeftes. Dat ek en jy vir ons skat sal bymekaar hou. Hy sê in vers 34. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Waar was Josef se skat gewees? Egipte land? Nee, by God. Waar was Abraham se skat gewees? By die Here. Waar was Petrus en Johannes en Paulus en Hymenaeus se skat gewees? By die Here. Paulus het baie keer honger gehad. Hy skipbreek gelei. Maar weet een ding. Sy skat was in die hemel gewees. Amen. Sy begeerte was om in die hemel te wees. Maar God het vir hom voorsien in sy tydelike behoeftes. Sowel as die ander. Ja, maar hulle was disippels. Hulle was mense soos ek en jy. As God vir hulle voorsien, sal hy vir jou ook voorsien. Amen. Sal hy ook vir jou die sluise oopmaak. Om vir jou voorsien in dit wat jy nodig het. Vanmôre is jy kind van God. Mag hierdie woord graveer wees op jou hart. Amen. Mag God vir jou voorsien in elke behoefte van jou wat nodig is. Maar die belangrikste is dat ek en jy God dien uit die diepte van ons hart uit. En weet dat jy soms deur die skaduwees van die beproewinge gaan. Dat God gaan toets wat jy doen, wat in jou hart is. Om te sê, Here, ek vertrou U met my hele hart, hele siel, hele wese. Soos 'n kind jou vertrou, so moet ek en jy God vertrou. Amen. En nog meer. Amen. Dien God met blydskap. Gee hom eer. Moenie skaam wees vir hom nie. Want jy weet, as ek en jy skaam is vir God,
gaan hy hom skaam vir jou en my. Ja. Gaan hy hom skaam vir jou en my. Mag hierdie woord op jou hartstafels gegraveer wees. Mag die Here jou seën. En vir hom straal met sy liefde en genade. Die Here Jesus kom. Kom dat hy wees kan. Amen. Sy koms is naby. Prys die Here.